Sondag tot Sondag. Sondag tot Sondag. Episode, ek weet nie hoeveel Jou nie. NG Kerk podcast. Ons het nog steeds nie 'n jingle nie. Dink ons moet net elke keer 'n nuwe een opmaak. Ja, ons kan dit doen. Ja, dit is nou interessant. Ons moet 'n bietjie net vir die mense vertel sodra daai podcasts gaan uitgaan wat ons maandag hier opgeneem het. Jy ken nie mense beter as ek. Jy kan nog gesê, wie's dit? Want ek het nie geweet wie dit was nie. Ek het geweet wie Jan Libbe is. Jan Libbe is die moderator van die NG Kerk. Hy modereer die goed wat gemodereer moet Exactly. word. Hy modereer Dit en dan is reer hy dit. 'n fancy woord vir jy is voorsitter van 'n vergadering. Hy sit voor en hy modereer 'n vergadering. En Margie is die actuarius. Dit is eintlik maar ondervoorsitter. Ondervoorsitter actuarius. So hulle met Wietle gepraat. Dit was 'n ou van die beeld. Maar Okay. ek weet hy's Bernard Barend. Ek weet eintlik nie. Okay. Maar ek gaan uitvind. Ek moet uitvind want ek het vir hom 'n pen geleen en hy het hom nie teruggegee Ja, nie. okay, goed. So Maar dis okay. Bernard Barend, gee asseblief Morneyse pen terug. Dit was 'n Dis 'n Parker pen. spesiale Dis 'n spesiale pen. My skoonma het hom vir my gekoop met my legitimasie. Daar's ook 'n mooi woord. Legitimasie. Was die moderator by die legitimasie gewees? Die moderator is gewoonlik by die Hulle kinderboek skryf vir NG Kerk lingo. Ja, Daarop gebaseer. Ja. Die moderator sit in die konsistorie van die NG Kerk na die legitimasie. Ja. Wat? Ja, exactly. Okay. So hierdie is nie nonsens praat nie, dis Sondag tot Sondag. Ja. Okay. Ons het laas keer, ons het hierdie kwartaal baie gassprekers gehad. Ons het nogal. En dit was lekker en ons gaan nog van dit doen. En ek voel trots op ons. Ek dink ons doen great. Dis min of meer soos my seentjie was laas vir Grammats gewees. Nou moet ek hom terugvat na die dokter toe, die oorneus en keel spesialis. En hy's baie gelukkig oor die operasie. Ek dink by myself, van natuurlik is jy gelukkig oor die operasie. Jy's betaal. Ja, en jy het die gelei daaronder nie. Hoe is jy die judge dat jy 'n goeie werk gedoen het? Ja, ek was chuffed met myself. Ek was chuffed met myself. Ek het daardie tyd Ons sien huis nie toe gery en dat net my gedink, kind na die tyd in die spoggerig. hospitaal opgeneem was vir 'n week nie, maar ek's bly jy's trots op jouself. Ek het 'n ooroperasie gekry toe ek 15 was. Hulle moes daar was 'n gat in my oordrom van inwendige sinusdruk. Ja, it's not nice. Ja, nee, is nie goed by jou oor te laat uitkom, wat by jou neus moet uitkom. Don't want that. Nee. In elk geval toe moet hulle kraakbeen uit my kop uitsny en 'n membraan bou om daai gat nou toe te maak. Wow. En toe word ek wakker terwyl hulle my toewerk, gaan ek in skok in. En ja, en toe soos en dan sit hulle soos Die narkotiseer was besig om die huisgenoot te lees. ja, die 7de laan omnibus te kyk. Yes. Goeie tye. Maar hulle sê ookie vir jou, want hulle sit soos watte goeters in wat dissolve en dan kom dit uit en dan sit baie bloed op jou kussing. Okay. Maar hulle sê dit nie vir jou nie. Hulle sê nie vir jou dit gaan gebeur Daar's nie. soveel. So ek verstaan nie. Ek weet. As jy 'n dokter is Ja. en jy luister hierdie. Overshare. Kommunikasie, Alles. overshare. Alles. Asseblief. So ek word wakker met bloed op my kussing. Ons gaan terug. Hy sê o nee, dis normaal. Okay, daar's jou konsultasie vir jou. Ja, thanks very Vir much. Ek dink Maar ja. net wat vir my net soos as jy van buite, as jy net soos buite staan en jy weet nie wat 'n hospitaal is of hoe dit werk nie, gaan jy nie dink dit is 'n plek wat mense gesond maak nie, want ek het ingeloop. Ek het self ingeloop. Nou as hulle aan jou oor werk en jou balans in sy glory in. Ja. So toe en moes hulle ek jou het met 'n rolstoel uitgekom met 'n rolstoel Ja. en 'n kopband om. So as jy nie Nice. weet wat daar binne gebeur nie, Nice. dan sien jy hoe iemand inloop en uitgestoot word op 'n rolstoel en dan gaan jy dink, is dit Dis reg? min of meer hoe ek oor universiteite voel. Okay. Is, hulle deel grade uit, maar ek betwyfel die intelligensie van die plek. Baie. Weet jy hoeveel keer het dit al gebeur, dan sit ek in 'n klas, Ja. dan bied 'n prof 'n les aan en dan het hy vergeet
om die datum te verander onder op die PowerPoint. ernstig, ja. En dan is dit soos 2022 en dan is dit 2023 of whatever. Ek Ja. weet nie, ek het al 2009 nie klaar. Maar jy weet Ja, dan Ja, sit ja. nou soos die afgelope 3 jaar se PowerPoint wat hy vergeet het om nou die Hier is darem 'n self-deprecating storie ook. En dis seker nou vandag hot takes met ja, Pieter en Morney. Maar toe ek Grieks 2 vir die tweede keer gedoen het. Nee, Grieks 1 vir die tweede keer gedoen het. ja. Toe is die proffie by wie ons gekry het. Selfe jokes op Ja. dieselfde plek. Het jy by Swart gekry Mhm. met Ek sy het- takkies en sy Ja, suit. ek het toe nou maar besluit ek gaan na die Engelse klas toe. Want sy en my in Engels woord. ja nee, maar sy en my Engels is min of meer op dieselfde vlak. Ja. So ek gaan beter kan verstaan. Ja, okay. So dit ek Grieks 1. Jy het maar Grieks en Engels gevat ek het om Grieks en dit beter Engels te gevat om verstaan. dit beter te verstaan. Goeie raar. Ek Ja. kan onthou ons Hebreëse prof het vir ons soos hy het ons 'n kontrak laat teken wat in die begin van die jaar. Wat het jy gekry? sê- Prinsloo of Nee. vol? Nee, ek dink vol. Ek kan nie onthou nie. Dit was soos 2012. Okay. Maar baie nice ou. Ja. Hy vertel vir ons hierdie storie wat ek al baie keer van die kansel af vertel Ja? het van die die let go let God. Ja. Jy weet teologie. Ja. So Wat subkategorie van ja. gereformeer. Ja, wat nie 'n goeie ding is vir ek het nie voorberei nie. Ja, So, let ja. go, let God. Ja, so hy vertel die storie van die tannie wat hy gaan besoek in die hospitaal wat in 'n kar ongeluk was. En sy het so Dis die teenoorgestelde van Jesus take the wheel. Nee, dis actually presies, dis presies die storie. So sy ry en hy vra toe nou vir, okay, wat het gebeur? Sy sê nee, ek het gery met die Volla en Ja. die volgende oomblik toe verloor ek beheer oor die Volla. Ja. En toe sê ek vir die Here, hy moet nou oorvat. En hy vra en tannie, wat gebeur toe? Sê tannie, toe rol die Here die Volla. The devil made me do it. Goeie storie daai. Ja. Okay, ons moet terugkom by die topic, né? Nee. Ja, ons het nou die afgelope kwartaal nuwe diepte, Markus geëxplore en ja, dit was nogal nice geweest oor lydenstyd, koninkrykstyd en daar was Ek is daar baie was lief vir Pinkster. Marcus. Marcus is so nice. Ja, jy het jou kind vir hom naam. So Nee, ek dit is sal juist so hoop. dis juist vir daai rede, want hy is aspres Ja, en hy gaan so teen die grein in. ja. En ek dink is 'n goeie kwaliteit hê om te Iets te niets, vir- het jy iets niets geleer oor Markus wat jy nie geweet het nie? Ek kan nie spesifiek my vinger daarop sit. Nee, ek dink dit was net weer vir my 'n goeie retake. Dit Okay. was vir my it was good. Ek het iets niets geleer oor die is 'n vreeslike woord nê. Oor die omstandighede Ja. van die oorspronklike lesers O, okay. in die Ja. datering. Ja. En oor die ek het nie geweet van die vuur nie. So die daar was 'n massiewe soos 'n wildfire wat in Rome uitgebreek het in 64. Yes. En dit het soos 'n derde van die It spread stad. like wildfire. Ja, dit het vir 6 dae het hierdie vuur aangehou. Sure. En in die geskiedenisboeke is daar baie wat sê keiser Nero was self verantwoordelik vir die vuur, Ja. maar hy blameer toe die Die Christene. Christene, yes. En ja. daar's toe nou en Ja. dit was half toe nou die vervolging. Ja. En ook ek het geweet van die tempel wat in 70 na Christus afgebreek Yes. is en hoe dit 'n groot invloed gehad het op ja. Markus se skryf. Maar dat dit eintlik 'n 4 jaar lange oorlog was, het ek nie geweet nie. So dit het al in 66 was daar spanning. So daai oorlogsgeskiedenis was nogal interessant. Die politieke spanning, korrupsie, Joodse leiers en toe Ja. Daar's niks nie sonder die son nie, nê. ja, en dit was interessant. Daar was blykbaar 'n rebellie gewees van die Jode se kant af, die Maccabees. O ja. En hulle het goed gedoen. Hulle was byna suksesvol. Ja. En toe kom Tiberius, Romeinse offisier wat toe nou Ja, later wat toe keiser nou geword het, die maar goed toe nou net. en hy het toe net soos hulle toe nou. Ja. Maar dit was nogal vir my toe ek die storie lees, toe kry ek die Star Wars narrative van hierdie klein rebel groepie Yes, wat ja, in ja. die Empire in Yes. opstand kom. En dit was nogal fun. Ek weet van die Maccabeërs
gedeeltelik as gevolg van Friends. Ja. Daar's 'n episode wat Ross sukkel om hy wil vir Ben sy seun, want daar's nou Kersvader en sulke tipe goed en hy wil iets reël om sy seun nou opgewonde te kry oor die Jode en toe kry hy the holiday armadillo, ja. wat hy hulle vertel van die Maccabees, Ja. maar daar's mos die Maccabeerbriewe in die apokriewe boeke ook. Ek ken nie dit nie. Nee, Ja. okay. Wat ken jy dit of weet jy Ek net het nog nie gaan van die lees, bestaan ek weet net van die bestaan daarvan. Ek dink nie ek het al die Maccabeerbriewe gelees nie. Maccabeerbriewe. Ja. Volgende Pinkster. Maccabeers. Die Maccabeerbriewe. Ja. Okay. Wat Maccabeer? Oh wow. Gaan jy het jy al okay nee, ons moet nie hieroor praat nie, maar as jy Amerika toe gaan, Ja. neem ek wil 'n beer interaksie sien. Ek het nog nooit 'n Asseblief beer nie. gaan soek 'n beer iewers vir my. Hulle is nie Nee. ons native daar. Ek gaan nie. En Ek wil nie. ek sal betaal om 'n fight tussen Mike Tyson en 'n grizzly bear te sien nou. Maar okay. Terug na Marcus toe. Exactly. Terug Ons na is unhinged. absoluut. Terug na Marcus toe. Ja. So dit was wat ek maar Ja, geleer ja. het oor dit wat ek nie geweet het nie. Yes. En ja, ons het ek moet sê ons het met Pinkster het ons half hom so 'n bietjie onderbreek. Ja, ons het hom onderbreek met Ja, en ek dink daar's baie goed wat ek dink ons nog meer daaroor kon sê, maar ja. maar ons gaan nog vir 'n rukkie hier wees, nê. Hmm. So en ons moet weer uit Marcus kan preek. Weer uit Marcus en nog nuwe goed met leer. Nog nuwe goed kan ontdek. So Ja. dis great. Ja, maar dit is 'n lekker ding. Volgende is dit Efesiërs. Ja, Paulus se brief. Paulus, ja. So dit voel heeltyd asof mens die ander goed heeltyd in Efesiërs afspeel wat nogal 'n lekker reference is want ek Ja. het hom lekker in my kop. Ja. So dit werk lekker. Die ander ding, ons het nou natuurlik jaar van groei was nou ons tweede kwartaal onderliggende tema was nuwe diepte. Ek het nogal gedink oor dit en ek wonder of ons dalk so bietjie ek dink van my kant af het ek so bietjie daai tema van selfsprekend aanvaar in baie van die goed. Ja. En ek wonder Dat of mense dit nie eksplisiet genoem genoem het nie. Ek weet nie of jy dieselfde gevoel gekry het nie. Ja, dieselfde. Want ek het eerlikwaar nie dit was goed geweest ek dink in die eerste kwartaal om te sê ek goed. Ons is in 'n jaar van groei en die tipe goed en die goed maklik daaraan te kan koppel. Ja, ek sal in die derde kwartaal nogal fokus om dis nuwe groei, nê. Nuwe groei. Ja. En dis goed want ek dink Efesiërs met nuwe groei kan ek sien. Ja. En dit was ook maklik met Genesis geweest met die eerste kwartaal, maar die nuwe diepte was vir my dit was my bietjie moeilik baie keer met Marcus want dit is nie so eksplisiet vir my gewees om daai tema te koppel nie, maar miskien as ons nou net 'n bietjie vergeet van die tekste of swaan vir 'n oomblik en net oor daai konsep of oor daai idee moet praat van wat behels en hoe net oor die algemeen in die lewe as jy dink oor nuwe diepte, wat se beelde en wat se stories by jou dalk opkom. Ek dink wel wat ons goed gedoen het. As ek nou sê hierdie operasie het goed gegaan. Dink ek in terme van die historiese uitleg, Ja. dink ek het ons baie moeite mee gemaak. Ja. Met al die tekste, so daar's 'n stuk diepte wat daarin kom. Ja. En juis met dieper wysheid en ja, insig met die toepassing vir ons ook. Dit was my nou verrassing. Aan die een kant weet ek uit my recovering people pleasing is ek geneig, Brené Brown noem dit polling. So as ek onseker is van myself, dan gaan vra ek 'n klomp mense. Maar met hierdie preek van Sondag wat verby is, het ek vooraf 'n paar van my vriende die preek voor aangestuur. Ek moes dit ChatGPT dit vir my vertaal. Vir een ou het hy dit na Italiaans toe vertaal. Oh, wow. En die ou is nie 'n gelowige nie. Ja. En
iets wat vir hulle uitgestaan het, is die moeite wat gemaak is om die agtergrond te verduidelik. Okay. Wat ek dink ons baie keer as vanselfsprekend neem. Ek dink nie al die gemeentes doen dit nie. Ek weet nie van jou nie, ek's nie verskriklik groot daarin om net 'n pep talk te doen nie. So as jy nie daai agtergrond het nie, voel ek het jy 'n halwe preek. Ja. Nee, dit maak sin. En dan kan jy net sowel Daar's 'n balans. 'n motivational speaker gewees het. Ja, en dan net 'n Bybelversjie of twee. Net 'n Bybelversie of twee ingooi. Ja. Maar daar was daarom van hulle wat gesê het, oor hierdie agtergrond wat jy gegee het is baie nice. Die een ou was 'n prediker gewees, hy's nie meer nie. En hy het met die slot vir my gesê, hoorie, daai uitdaging wat jy daar gee, dink ek kan jy 'n bietjie dieper maak. Okay. Want enige een kan daai doen. Ja. Maar maak daai uitdaging bietjie hoër. Ja, Iets anders wat ek daarvan. oor sensitief voor was, is veral binne die huidige politieke klimaat, weet ek is goed baie sensitief. Ja. So dis ook hoekom ek daai ouens eerder as 'n toetsgehoor gebruik het voor die preek. En dit is my interessant hoe daai, al is dit iets wat jy weet in 'n ander land is. Ja. Dit is iets wat mense net nie almal het 'n opinie daaroor. Almal praat daaroor. Almal koop in op hierdie narrative. Yes. En dit was vir my die een ding wat een van die, ek dink die tweede of die derde preek was juist die counterculture tendens wat ons sien, waar ons nou God se koninkryk en die tempel koninkryk moet. Ja. Maar 'n deel daarvan is om te sê, maar is jy bewus van die narratief waarby jy inkoop? En ek dink baie keer lewe mense in 'n narratief wat hulle nie eintlik affekteer nie. Vinnige storie daaroor. Ons het Sondagmiddag toe gaan speel ons golf by Jackal Creek in die Wesrand. Ja. Nou Jackal Creek is 'n golf estate soos 'n mooi huise, pragtige golfbaan. Maar vir die omtrent die agterste 9 of die eerste 9 dink ek. Kyk jy uit oor massiewe plakkerskamp. Ek weet nie wat sy naam is nie, maar is daar in die Wesrand. Maar die geweldige, dit klink asof daar 'n musiekfees aan die gang is. Maar die kontras, want jy het letterlik dis daai treinspoor wat die goed split, nê? So jy staan hier op in hierdie een wêreld van hierdie pragtige golfbaan, treinspoor en dan plakkerskamp. Ja. Informele nedersetting, rook, geraas en massiewe, twee heeltemal verskillende. En in watter wêreld leef jy? Ja, jy weet, en dan dink ek met die risiko van hoe kliseë hierdie gaan klink, nê. Dink ek ons werk is op die treinspoor. Jy weet, en om al twee kante dis hoe ek my werk nogal sien. Ek sien myself eintlik nogal as 'n brug. Aan die een kant was dit 'n generasionele ding. Ek dink omdat ek as enigste kind maar onder groot mense groot geword het. En maklik daarso kon translate vir mense om myself op 'n manier uit te druk dat die boomers of iets daar kan verstaan. Aan die ander kant val ek seker in die kategorie van 'n zillennial wat so op die edges tussen 'n Gen X en 'n Gen Y. Okay. So ek voel heeltyd in my lewe soos hierdie in die spanning. Ja. Om tussenin te staan en ek dink dis maar deel van ons beroep. Dis hoe ek my beroep sien. Ek's 'n vertaler van beroep eintlik. Maar ook jy dit ek hou van daai. Ek dink mense is ook uiters subjektief in watter spanning jy kies. Ja. Want die een konstante is ons werk en roeping, Bybelwoord van God, en om dit dan nou te vertaal en relevant te maak en te sê maar my uitgangspunt is hoe gaan dit waarde toevoeg tot mense se kontekstuele probleme. So in daai lig is dit ook maar watse narratief gaan luister jy aan die ander kant van die spoor. So jy die veilige kant wat half die konstante is van die Bybel wat nie verander nie. En dan het jy die ander kant van die spoor wat die
wildcard is en daar's 'n klomp narratiewe aan daai kant. Daar's die globale narratief. Daar's 'n ekonomiese narratief. Ek is nou meer subjektief georiënteerd na die ekonomiese narratief toe. Jy weet, so wanneer ek na daai kant toe luister, dan oriënteer ek myself na Business Insider toe en ek lees daarop artikels. En ek is op Forbes en my hele newsfeed is alles ekonomie related. Ek is so dankbaar ons het iemand wat op daai goed ingestel is, want dit is glad nie my wêreld nie. So nou kyk ek byvoorbeeld na Woesie se een van sy goeters waar hy sê dat een van die recent polls is dat 'n swart dame wat in Limpopo bly en wat graad vang, het 'n 69% kans om nie werk te kry nie in Suid-Afrika. Wat? En kyk ek na Virgin Active wat 3 takke toemaak in hierdie maand. Al die sterkiniekors wat die sterkiniekors wat toegemaak het en hierdie is klein goed wat 'n groter narrative ontbloot. Die staak ofwel die potensiële staking van die grootste metaalwerkersunie wat daar's nou weer negotiations vir hulle vra 'n 10% verhoging. Dis die grootste die metaalwerkunie is die grootste uniegroep in die land. Sure. En as daai ouens op straik moet gaan, is dit miljoene, as nie biljoene is nie, nê. Die Anglo-American wat nou mense moes afdank omdat hulle nie geld kan maak nie as gevolg van die government wat soveel tariewe sit op privatized myne, daai tipe van goed. Sure. Hierdie is klein goeders en dit breek my hart as ek verby 'n winkel ry wat toegemaak het of as jy in 'n mall loop en jy sien hoe die winkels toemaak. Dis nie 'n winkel wat toemaak nie, dis mense wat hulle werk verloor. Presies. Daar was 'n vrou daar wat agter daai til gesit het wat nou nie meer geld het om kos op die tafel te sit nie. Dit my ding is soos iemand se droom. Ja, is ook daarmee een. Ja. En ek dink die emosionele lading van iemand wat as ek faal, dan faal ek nie net my gesin nie, maar ek faal die gesinne van almal wat vir my werk. Ja. En daai reality wat sê maar hoor hier's iets anders aan die gang hierso. En dan ewe skielik begin mense hierdie globale gesprek te hê oor oorlog wat oliepryse laat opgaan. Wat beteken dat goed duurder raak? Wat beteken dat mense minder geld het? Wat beteken dat besighede vou? Wat mense werk verloor en hierdie sneeubal effek en angs en onsekerheid. En dan praat ons oor nuwe diepte en oor markes vir mense wat in hierdie wêreld leef. En jy is dalk op die golfbaan en jy sê nee, maar dis daai kant, dit affekteer my nie, maar jy is in dieselfde lig in. Ja. Jy weet. So, ek dink die spanning, want ons het nou gekyk na die vrou met die nardusolie. En daai gedeelte van die armes is altyd met ons wat aan die een kant is daar 'n klomp ryk mense wat maklik dit as 'n verskoning kan gebruik. Dit is nou maar net hoe die samelewing is. Jy kry selfs Amerikaanse predikers met jets en stuff wat sê nee, maar die armes gemaak daar wees. Hulle moet daar wees. Jesus het gesê, hulle moet daar wees. Ja. As hulle nie arm is nie, kan ek nie ryk wees nie. Ja, sure. Aan die ander kant ook die oordeel van wat sy gehad het om in daai oomblik hierdie duur olie te spandeer vir hierdie saak. So, dis my iets van daai spanning. Ja. Dink ek van, moet ek nou as ek dit nie geniet nie en skuldig voel? Of kan ek iets van die energie wat ek nog het gebruik om nuwe drome te skep, nuwe geleenthede te skep, nuwe werk te skep vir ander mense? Dit vat my terug na jou preek toe oor alles wat ek het behoort aan God se koninkryk en nie in die oppervlakkige nommerplaat wat sê #blessed op die E-klas Mercedes nie. Yes. In die dieper sin van maar selfs my skoenveters en die water wat uit my kraan uitkom. Ja. Is 'n teken van God se teenwoordigheid. Yes. En hoe dit dan 'n dieper dimensie gee aan maar geloof is om ons.
ek gaan nou 'n baie bougie en dalk 'n tone deaf voorbeeld gebruik van dalk soos 'n Mac operating system wat gelyk Windows ook kan hardloop. So iets, nee. Iets dat ek is in hierdie wêreld. Ek sien en ek moet operate in hierdie wêreld maar ek weet hierdie is nie my koninkryk nie. Ja. Ek weet ek het 'n verantwoordelikheid om iets anders hierso te wys. Ja. Om iets En te dis wys. bevrydend. Ja, dit is. Dit al die las af om te sê maar jy het eintlik die geleentheid hier om anders te wees. Ja. Die konsep van nuwe diepte, ons het daai prentjie van die wortels van die boom wat dieper moet gaan Ja. sodat hy hoër kan groei. Nou ek dink daar's soveel dimensies daaraan. Kry jy ook hierdie op Instagram en op YouTube hierdie wat this is the AI challenge for men over 40. Ja. Los alles vir 'n maand. Disappear for a month. Ja, and keep it secret until it's done. That voel vir my soos like push one now. Ja, exactly. Oproepe wat jy kry. Maar 'n groot ding wat vandag nogal populêr raak is die self-improvement industrie. Ja. Ouens wat self-improvement tipe van podcasts het en daai goeders. Ja. Kyk, ek is moet bitter versigtig wees, nee. Kyk, ek is op baie goed werk. Ek middeljare en ons het 'n podcast. Ja, so ek moet oppas. Wel gevaarlike. Dis 'n gevaarlike area. Maar ek dink in daai sin is dit nogal vir ons ook 'n verantwoordelikheid om te sê maar ja, jy kan gaan luister na Chris Williams se podcast of na die of daai wat jou gaan help om nuwe diepte in jou gesondheid liggaamlik of Andrew Huberman allerhande brain hacks van ja. En daai goeders is alles geldig. Ek dink dit is geldig, maar dit solank jy dis nie die werk nie. Dis nie die werk nie. Ja. En ek dink daar's 'n groot stuk selfgesentreerdheid aan dit. Ja. Van ek doen hierdie vir my. Waar wanneer ons praat oor nuwe diepte, dan is dit ek gaan my wortels bietjie dieper gaan skiet. Ek wil groei in my geloof. Ek wil nuwe diepte kry in my verhouding met God, my verstaan van die koninkryk en my plek daarin, maar dit is nie vir my nie. Dit is sodat ek kan ander mense dien. En ek dink daar is ons nogal op die treinspoor, want mense kan baie maklik en ons baie kerke wat dit doen, maar hierdie selfverheffingsteologie. Presies dit. Ja. En dan moet mense dit baie versigtig vertaal om te sê maar hierdie gaan vir jou nuwe diepte gee, maar dit is nie vir jou nie. Ja. Jy gaan iets daaruit kry. Dit is mooi. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Ja. En dit is waar baie van die self-improvement goed wat in die mainstream media stop by jou. Ja, baie selfgesentreerd kan wees en ek moet sê ek werk meestal uit narratiewe terapie as ek met mense gesels vir pastorale gesprek en daarso ook die fyn lyn loop van okay goed, hierdie is ook 'n gesprek oor God. En soos enige iets eintlik in die kerk is dis 'n gesprek oor ons. Ja. Oor wat's my verantwoordelikheid nie net vir myself nie, maar vir my samelewing. Ja. Want ek is 'n ons. Ja. Ek is so dit is. Maar okay goed, as ons nou kyk na nuwe groei waarna toe ons op pad is, dan raak ek so 'n bietjie kinderlik gelukkig en opgewonde, want dit speel daarom so 'n bietjie iets in ons in die suidelike halfrond wat gewoonlik in Paasfees waar dit dan lente word verander, word dit winter by ons. So met nuwe groei is dit daarom ons kom uit die winter uit. Ja. En ons gaan na lente toe. Ja. En dit het my baie opgewonde. So ek is opgewonde oor nie noodwendig oor die jasmyn nie, want dit is nie goed vir my neus nie, maar ek is opgewonde oor die nuwe groei en die nuwe geleenthede wat ons kan raak sien en skep. Nice. Dankie dat julle luister. Dankie.